Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag, die 10de Maart 2026. Hierdie week gesels ons oor die liefde wat die Here vir ons gehad het. Liefde wat verder gaan as gevoel vanoggend. Johannes 15 vers 13. Jesus sê vir sy disippels: niemand het groter liefde as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Nou ons wêreld praat baie oor liefde. Ons hoor dit in liedjies en films en in alledaagse gesprekke, maar baie keer word liefde verstaan as net 'n gevoel, iets wat kom wanneer dinge goed gaan en verdwyn wanneer dinge moeilik raak. As die gevoel weg is, sê mense, die liefde is net nie meer daar nie. Maar Jesus praat van 'n ander soort liefde. Die liefde waarvan Jesus praat is nie net 'n emosie nie, dis 'n keuse, dis 'n oorgawe. Dis 'n liefde wat bly staan selfs wanneer dit swaar raak. Ware liefde gee, ware liefde dra, ware liefde is bereid om op te offer. En toe Jesus hierdie woorde gesê het, het die disippels waarskynlik nog nie heeltemal verstaan wat hy bedoel nie. Maar kort daarna sou hulle dit sien, nie net hoor nie. Hulle sou dit sien by die kruis. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie net vir die mense gesê hy het hulle lief nie, hy het dit gewys. Hy het homself gegee. Hy het nie teruggehou nie, hy het nie halfpad gegaan nie, hy het alles gegee. Die kruis is die plek waar Jesus se liefde sigbaar word. En dis waar liefde vlees en bloed kry. Dis nie net 'n idee of 'n mooi teologie nie, dis liefde wat pyn dra, wat lyding verdra, wat bereid is om alles te gee. Dink net daaraan. Die Seun van God kies om sy lewe neer te lê vir mense wat hom dikwels nie verstaan het nie. Vir disippels wat hom sou verlaat, vir 'n vriend wat hom sou verraai, vir 'n skare wat sou skreeu, kruisig hom. En tog hou hy nie op om lief te hê nie. Selfs aan die kruis bid hy: Vader, vergeef hulle. En dis die soort liefde waarvan Jesus praat. 'n Liefde wat nie ophou wanneer dit seer raak nie, 'n liefde wat nie terugtrek wanneer mense faal nie, 'n liefde wat dieper gaan as sonde, dieper as mislukking, dieper as menslike gebrokenheid, en dis waarom ons kan sê, sy doel was liefde. Nie oppervlakkige liefde nie, nie 'n liefde wat net werk wanneer alles maklik is nie, maar 'n liefde wat dieper gaan as ons sonde, ons mislukkings en ons gebrokenheid. En die kruis herinner ons aan iets belangrik. Ons hoef nie eens perfek te wees voordat God ons lief het nie. Hy het ons lief gehad terwyl ons nog gebroken was. Dink maar net daaroor. Die kruis wys vir ons hoe lyk ware liefde. Liefde wat gee, selfs wanneer dit kos. Liefde wat bly, selfs wanneer mense wegstap. Liefde wat opoffer, omdat ander se lewe meer werd is. En dit is die liefde waarmee Christus ons eerste lief gehad het. Dankie Here Jesus, dat met hierdie wete ons ook mekaar kan lief hê. En het ons geleer dat ons dit moet bid, verklaar, moet sê, moet glo, moet doen in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.